toe Jesus uit die dode opstaan as verheerlik, toe is dit die volbring, as God se begeerte, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis, en toe is dit die manifestasie as die evangelie. Die evangelie gaan nie oor om jou in die hemel te kry en hel te mis, dit is mensgemaak. Die evangelie gaan oor die verlossing van jou liggaam, want jy is God se begeerte, jy is God se rusplek, jy is God se woonplek vir ewig. God woon nie in 'n huis met hande gemaak nie. Dis hoekom in Handelinge 2 het God vir hulle gesê, breek al hierdie geboue af, en in 3 dae bou ek die nuwe, die ware. Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is nie? Hy het jou kom red op die kruis, uit 'n verlossing gebring om jou te red van die dood. Die gees in jou is daar om alles wat sterflik is, lewend te maak, te restoreer. Daarom word vernuwe in die gees beginsel van jou gemoed. Wat glo jy, sodat dit kan waar word? Dit wat jy eintlik reeds is, as net sigbaar, verheerlik, en jy moet dit aanleer. Jy te sit onder waarheid. Na Jesus se opstanding, as die verheerliking, het die apostel Johannes met die evangelie gehardloop. Na Johannes was daar Polycarp van Smyrna. En toe na hom was 'n apostel met die naam van Ananias van Damaskus, Athenerus van Athene, toe is daar 'n Gregory van Nyssa, 'n Gregory die Grote, en na dit toe kom die moeilikheid. Toe begin Griekse filosowe besluit, met ander woorde vir 6 eeue na dit, so amper 300 na Christus, was die evangelie gewees, die verlossing van 'n liggaam. As jy gelees die Ou Testament in die Hebreëse tyd, God het nie eenmal in hierdie Ou Testament aan hulle belofte gemaak, ek gaan julle red van die hel om in die hemel te vat nie. God het gesê, ek sal julle red uit die dood, ek sal julle lewendig maak, ek sal julle opwek, ek sal my gees in julle binneste gee, dat julle weer lewend word. God se grootste probleem as vyandskap is die dood. Dis hoekom in die begin het die mens gewaarsku, moet net nie doodgaan nie. Want toe doen die mens dit, toe kom word hy die mens, hy volbring dit, en hy wek jou op as die nuwe, die perfekte, die volkome soos jy altyd was, dan moet jy net vernuwe word, en die gees van jou gemoed onder waarheid kom sit, en jy kan begin glo, wat God van jou glo. Toe hierdie Griekse filosowe besluit, die mens moet beheer word, toe bring hulle goed in soos, jou siel is onverganklik, en dit gaan nou oor die dag as jy doodgaan, na die dood, die hiernamaals, en dan sal jy moet rekenskap gee aan God wat jy gedoen het in die vlees. Dis waar die hel-hemel evangelie ontstaan het. Mens gemaak. Nadat toe kom 'n ou met die naam van Plato, toe gebruik hy weer die Egiptiese en Babyloniese leerstellings, en hy dwing dit in die kerk af. Hulle begin Bybelskole soos vandag, en hulle begin met dwaalinge, en hulle begin met illusies. Dit word aangeteken, en die westerse kerk het alles aangeneem, en ons glo vandag goed, wat skriftuurlik nie korrek is nie, en wat nie God is nie. Sê maar dankie vir lig van die wêreldbediening. God se begeerte was, van die begin af, nog altyd, 'n liggaam, as tempel, as rusplek vir ewig. Jy, as sy woning. Daarom moes hy jou kom red van jouself as 'n ou mens. Sodat jy kan uitvind wie jy eintlik is, en jouself sien soos hy, hallo jou nuwe ding, om vernuwe te word in die gees as die beginsel van hoe jy dink, hoe jy redeneer. Dis hoekom ek is wie ek is. Want God kan verder vir jou niks doen nie. Hy wag eintlik vir jou, en as jy doodgaan, keer jou gees net terug na God wat ontvang het, en alles is terug wat het was in die begin, voor die grondlegging van die wêreld. Niks hemel en hel nie, man. Dis hoekom Jesus, toe hy op die toneel verskyn, die woord wat vlees geword het, toe gee hy opdrag aan sy disippels. Wat was sy opdrag? Gemaak seker hulle gee hulle harte vir my, dat hulle kan helm is in hemel toe gaan. Wat was sy opdrag? Gaan verkondig die evangelie van die koninkryk. Vader, laat nie wil geskied, laat die koninkryk kom soos die hemel is, so op die aarde. Wat was sy tweede opdrag? Maak seker hulle liggame word restoreer, genees die sieke, en as een die maakie, wek hom op, want God verloor sy tempel. Die seun van God, Jesus. Toe kom 6 generasies na dit met waarheid, en toe kom die mens, in die westerse kerk, hulle verdraai dit, hulle verkondig 'n illusie, en nou glo die mense leuen. Sê dankie vir waarheid. Sê dankie vir manne en vroue wat 'n prys betaal het vir waarheid. So word vernuwe in die gees van jou gemoed. Wat glo jy? Want daai beginsel gemaak dat jy dit wat jy glo krag gee. En dit wat jy krag gee, gaan jy sien in jou liggaam. En hoe meer jy sien in jou liggaam, hoe meer gaan jy dit glo.
En hoe meer jy dit glo, hoe meer gee jy dit krag. Hoe meer jy dit krag gee, hoe meer sien jy dit. In elke area van jou lewe, jy moet vernuwe word daar en jou glo verander. En al hoe jou glo kan verander is, jy moet dit hoor, dit kom deur die gehoor. En die gehoor deur die woord. Dat jy kan uitvind wie jy is en jouself begin sien soos God jou sien. Amen. Gee hom 'n lekker lofoffer nog vir dit. Lig van die wêreld, daar wag Rudy, met ope arms om jou te leer van God se waarheid. Hier is jy thuis, al kom jy in jou jeans. Net waarheid is wat jy hier sal kry. By die kruis was dit volbring, ons in hom en hy in ons. Nog voor die bestaan van die skepping, Het God jou reeds as sy seun gekies. jy hoef God nie te gaan soek nie, hy leef reeds binne jou. Al wat hy vra is leer om ken. Hy in ons en ons in hom. Vrees verdwyn wanneer jy hom leer ken. God het jou lief, al voel dit nie verdien nie. Hy dra jou altyd, Al voel hy soms so ver. ons Vader is 'n God van liefde. Hy in ons en ons in hom. Hy in ons En ons in hom. God het jou lief. Lig van die wêreld, Lig van die wêreld. ons staan vas in hom. Hy dra jou laste, jou skuld en jou sonde. Ons God is 'n God van liefde. Hy wil jou nie straf, Hy wil jou net seën. hy het jou lief. Hy het jou gekies. Al wat jy moet doen is om te ken. Soos hy jou ken, jou koester en bewaar. Hy in ons, In ons in hom. vrees verdwyn. Wanneer jy hom leer ken. God het jou lief. Al voel dit nie verdien nie. Hy dra jou altyd, Al voel hy soms so ver. ons Vader is 'n God Van liefde. Hy in ons, hy in ons, In ons in hom. hy in ons. In ons in hom. God het jou lief. Lig van die wêreld, Lig van die wêreld. ons staan vas in hom. Hey, 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 hey. Ons is familie.